Ons begin vandag met 'n nuwe reeks oor dit is volbring. En dit is so belangrik om te weet wat is die dit wat volbring is. Ek dink dis tans die probleem van die mens waar ons is op die oomblik. Ons verwag dinge en ons glo dinge wat veronderstel is om eintlik volbring te wees in ons eie lewens. En volgende Sondag gaan ek 'n baie belangrike boodskap bring oor die hoe leef ek uit hierdie plek van dit is volbring. Want ons dra of vrug tot eer van God, of ons dra vrug van die dood. Dis 'n grootte. Met ander woorde, ons het nou die vermoë as volbring, deur sy wonde is hy klaar genees, ons het nou die vermoë om te leef uit 'n dimensie van ons genesing. Met ander woorde, daar's 'n dimensie, daar's 'n plek waar ek en jy nou kan leef, waar ons nie meer nodig het om vir iemand te bid vir genesing nie. Hy het jare terug vir my gesê, leer die mense om nie siek te word nie. Maar hoe? En ons gaan in hierdie reeks dit aanspreek, die hoe. Met ander woorde, as ek enige behoeftes het, rakende finansies of wat ook al, hoe gaan ek leer om te leef uit hierdie plek van, my Vader het reeds klaar deur die rykdom van sy heerlikheid voorsien. Hoe gaan ons leer om dit te implementeer in ons lewens? Nou gaan ek 'n radikale stelling maak vir lig van die wêreldbediening. Hoe gaan ons leer, hoe gaan ons dit leef, hoe gaan ons dit geniet as reeds volbring om nie dood te gaan nie? Want in hierdie dimensie as na volbring is daar geen dood. Dis radikaal. En die enigste rede hoekom die mens nog doodgaan na dit is volbring, is onkunde, omdat ons nie weet wie ons is nie, ons weet nie hoe om te leef, die vrug tot eer van God nie, ons dra nog vrug van die dood. Ek is so opgewonde vir waar ek is in my lewe. En ek wil net kom deel met elkeen van julle. Dankie vir elkeen wat teenwoordig is en elkeen wat moeite doen om hier te wees en wat belangstel in dit waarmee Abba Vader besig is, nie net met my nie, maar met elkeen van ons. Hy is so fantasties, mense. Hy het jou eerste lief gehad. Hierin is die liefde. Nie hoe lief jy hom het nie. Hoe lief hy jou het, wie kom doen hy dit so? Want voor hy begin het, as voor die grondlegging van die wêreld, het hy alles klaar vir jou volbring. Hy het alles klaar vir jou gedoen, soos wat 'n goeie pa doen vir sy kinders. Hy het jou klaar gered, hy het jou klaar uitverkies. Jy's klaar 'n wenner, en toe besluit hy, wag, hy gaan dit nog makliker maak, toe kom gee hy vir elkeen van ons sy geloof. Dat ons kan glo, wat hy van ons glo. Al wat moet gebeur is, al wat met jou moet gebeur is, jy moet net verlig word, die lig moet net vir jou aangesit word, dat jy kan sien, hoe hy jou sien. Dan gebeur dinge in jou lewe, want ek en jy kan aan ons eie vermoë probeer, ons kan ons aan ons eie vermoë probeer ophou, dit kan vir 2 weke goed gaan, maar hy 3de week, of ons kan oortuig word van sy liefde, en daai oortuiging van glo, maak dat hy in my geboorte skenk, en ek leef sy vrug as hy deur my, en dan los dinge my, wat nie hy is nie. Wow, wat 'n plek om te leef. Dis hoekom die woord sê, die enigste manier hoe jy kan vrykom, jy moet die waarheid ken. En dis nie die waarheid wat jou vry maak nie, dis die ken van die waarheid wat ons vry maak. Is God nie fantasties, die mense? Mens kan nie anders as jy hierdie goed hoor, kan jy nie anders as om ook vir hom net lief te wees nie. En dis 'n ware liefde.
Weet julle wat het ons as die kerk gedoen? Ek sê dit in liefde. Ons as die kerk het samekomste gehou, dan het ons jou bang gepraat met hel, met hemel en dood. Geen mens wil hel toe gaan nie. Dan het jy uit vrees hom aangeneem as kind en daar sit 90% van sy kinders op die aarde is gebore uit vrees en is nie gebore uit liefde nie. Dis 'n groot stelling wat ek nou gemaak het. Ek kan eintlik nou maar amen sê en ons kan nou maar huis toe gaan. Kan ek vanoggend vra? Jy wat sê jy's kind van God, was jou geboorte uit liefde, suiwer liefde of was dit uit vrees gewees? So ons gaan vandag begin met hierdie nuwe reeks oor dit is volbring. Dis belangrik dat jy weet wat dit beteken, waaroor dit gaan, dat jy kan ontdek wie jy is, hoe Abba Vader jou sien. Is dit reg so? So kom ons begin, Genesis 1:26. Kom ons begin. Genesis 1:26. En luister na die woord, luister na die skrif asof jy dit vir die eerste maal hoor. Is baie belangrik. Omdat ons 'n woordbediening is en jy so baie woord gehoor het, kan jy vir jouself sê, ag, ek hoor nou alweer daai skrif vir die 100ste keer. Nee, dis my grootste voordeel. Weet jy wat is my grootste voordeel? Ek is soveel jare besig met dit. Maar elke week as ek dit kry vir Sondag, is ek so opgewonde vir dit, asof dit die eerste keer is wat ek dit gaan sê. Party raak moeg vir die herhaling. Vir my is dit fantasties, want ek hoor dit vir die eerste keer. Dis my grootste pluspunt wat ek het. Ons weet, Genesis 1:26 sê God, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. God het gesê, ek gaan begin met dit, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, en na ons gelykenis. Jesus, skryf weer so groot. Wat het God in gedagte gehad met dit? God het in gedagte gehad om iemand te hê waarmee hy homself kan mee fellowship. Wat is die Afrikaanse woord vir fellowship, Dominee Spies? Fellowship klink so mooi. Is daar 'n Afrikaanse woord met wie hy kan samehorigheid, maar dit klink bietjie koud. Fellowship klink ligter vir my. Dit was God se grootste droom. Hy het iemand gesoek met wie hy homself kon deel. Met iemand wie hy sy liefde kon deel. Hy het iemand gesoek met wie hy sy lewe, sy kwaliteit lewe, wie hy is kon deel. En toe besluit God, laat ons 'n mens maak. Na ons beeld en na ons gelykenis. Wow! En hier is ons. En ons weet dit was God. Ons weet dit was God se begin as geskape dinge. Maar ons weet dat daar was 'n begin. Daar was 'n begin voor die begin. As voor die grondlegging van die wêreld het God alreeds dit volbring. En toe begin hy dit. Daai begin, Genesis 1 se begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Was die begin. In die begin. Die beginsel begin as geskape, die uitdrukking van 'n gedagte in tyd, totdat die volheid van tyd as volbring, wat ons vandag gaan hoor, en toe word dit nie meer geskape nie, toe is dit gebore, as die ware begin, voor hierdie geskape begin. Daarom moes hy dit een of ander tyd volbring. En as ons dit nie weet nie, gaan ons besig wees met dinge wat geskape is, en ons gaan nie uitkom by die ware as gebore nie. Ek vergelyk dit met 'n swanger vrou. Met ander woorde, hierso was die vertrekpunt van die vrou het gehoor sy swanger. Dit alles was 'n 9 maande proses van hierdie vrou wat swanger was. Wanneer 'n vrou swanger is, word mos alles voorberei. Die kamer word geverf, daar word 'n naam uitgedink vir die kind, totdat die volheid van tyd die geboorte gaan plaasvind. Dan is dit die ware eintlik as begin.
Ek is so lyries vanoggend. Ek is so romanties vanoggend met Heilige Gees. Met ander woorde, hierdie was die swangerskap van 'n vrou. Na een of ander tyd was daar die volheid van tyd, en toe vind daar die geboorte plaas van as die ware. Met ander woorde, hierdie begin as geskape, het God die kamer geverf, hy het 'n naam uitgeding, hy het baie dinge gedoen om voor te berei, toe volbring hy alles, en toe begin hy alles as die ware, as voor hierdie begin, maar nou as gebore. En hier sit almal volgend. Halleluja. Halleluja. En toe sê hy wil dit deel met iemand. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En kyk wat interessant is, kyk wat sê vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hulle geskape. Iets interessants vir die toekoms wat ek gaan preek. Hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Maar vers 27 sê, toe skaap hy die mens. Toe skaap hy die mens. Net na sy, lees gou vers 27 oor. Hierdie kruite wil ek bietjie druk. Vers 27 sê, toe skaap hy die mens na sy beeld. En hy praat niks van gelykenis nie. Kan ek maar vir ietsie wys vanoggend? Stem julle saam, glo julle wat ek nou gesê het. Sê julle vers 27 ook. Sê julle vers 26, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Sê jou vers 27 ook. En God het die mens geskape na sy beeld. Maar daar is niks van gelykenis nie. Sê julle Bybels dit ook. Ek wil net seker maak of dit my Bybel is. Maar kyk gou wat sê Genesis 5, vers 1. Hoor wat sê Genesis 5 vers 1. Met ander woorde, die beeld is geskape. Maar hoor wat sê Genesis 5 vers 1. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, met ander woorde God Adam geskape, na sy beeld. Nou hoor wat sê die res van die skrif. Het hy vir Adam, het hy hom gemaak, na die gelykenis van God. Met ander woorde, Here, ons gaan goedjies hoor. Met ander woorde, Adam was geskape na die beeld, maar Adam was gemaak na die gelykenis. Twee verskillende woorde met twee verskillende betekenisse. Het jy die Bybel al so gelees? Die woordjie gelykenis in Hebreëus is bara. Die woordjie gemaak in Hebreëus is sawa of awa. Avsa, ek kan nie goed uitspreek, is moeilik om uit te spreek, maar is twee verskillende goed. God het die mens geskape na sy beeld, maar God het vir Adam gemaak na sy gelykenis. Wat is die verskil? En is daar 'n verskil? Sê ja. En omdat ons dit nie weet nie, sukkel ons met dit. Maar ons gaan nie vandag oor dit preek nie. Ek doen dit maar net vir jou of interessantheid. So kyk nou wat sê Genesis 1:31. Genesis 1:31. Toe sien God alles wat hy gemaak het, sê gemaak het. Dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre. Die 6de dag. Met ander woorde, vanaf dag 1 tot dag 6 wat God gemaak het, was alles was baie goed. En terloops, God het die mens gemaak op die 6de dag. Met ander woorde, van dag 1 tot dag 6 was alles baie goed. En dit was aand en dit was môre. Ek gaan nie skryf hieronder. Dit was aand en dit was môre. Met ander woorde, dit beteken daar was 'n volgende of daar was nog 'n dag.
Kan ek jou maar vandag vang met 'n lus? Van dag 1 tot dag 6, waarop hy die mens geskaap het, was alles baie goed. Dit was aand en dit was môre, maar in die 7de dag, was daar nêrens, en dit was aand, en dit was môre, want daar was nie nog 'n dag as 'n 8ste dag nie. Wat beteken dit? Dit beteken, dit alles was geskape, gemaak, as 'n begin. Maar op die 7de dag het iets gebeur as volbring. En ons moet vandag in tyd en konteks reg sit, want die 7de dag het nie 'n aand nie, het nie 'n môre nie, want dis nie uitgeskape of gemaak nie, dit is alles uit ewigheid. Die ware as die begin, voor die begin, want in ewigheid is daar nie tyd, 'n dag of 'n môre nie. Halleluja. Is dit goed as ek so begin? Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat, want party mense kyk my aan, en dit lyk soos of dit weerlig is wat 'n klomp eende gesien het. Klomp ganse het weerlig gesien. Kyk nou wat sê Genesis 2, vers 1. Vers 1 sê, Genesis 2 vers 1 sê, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Sê as geskape, voltooi geskape. En God het op die 7de dag sy werk voltooi. Met ander woorde, kyk op die bord. God het begin dag 1 tot op dag 6, en op die 7de dag het God sy werk voltooi. Dis ek het te groot geskryf, by bord is dit klein. Weet jy hoekom ek het so gedoen het nie? Nou moet ek spasie maak. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en toe hy sy werk voltooi wat hy op die 7de dag gemaak het, het God gerus van al sy werk wat hy gemaak het, wat hy op die 7de dag voltooi het. Kan almal dit sien? En God het die 7de dag geseën, dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Met ander woorde, God het gewerk tot op die 7de dag, toe voltooi God sy werk, en toe God sy werk voltooi, toe rus God van al sy werk, en toe seën God dit, en God het dit geheilig, as geskape, as voltooi, as volbring. As jy dit so verstaan nie, gaan jy sukkel om God te verstaan. Sê God het gewerk. En nou moet ek vir jou wys, hoe het God gewerk? Kyk wat sê Johannes 4 nou. Kom stel dit nou op. Hoor nou wat sê Johannes 4. Johannes 4. Vers 31. Johannes 4 vers 31. Intussen het Jesus se disippels by hom aangedring gesê, Rabbi, jy moet eet. Maar Jesus sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dalk vir hom ete gebring? Die disippels sê vir mekaar, het iemand dalk vir hom Kentucky gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te kom volbring. Sê, Jesus was op die aarde, om die Vader se werk te kom volbring. Wat 'n werk? Die werk as geskape en as gemaak. En waar was hierdie werk voltooi? Waar was hierdie werk volbring? 7de dag, werk voltooi. Jesus sê, ek het gekom om my Vader se werk te kom voltooi. Ek het gekom om my Vader se werk te kom volbring. Kyk wat sê hy in Johannes 5, 17.
Jesus antwoord hulle, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy Vader genoem het, en hom met God gelijkgestel het. Sê, met God gelijkgestel. Sê gelijkgestel, sê gelijkenis. Daarom, die mens geskapen na die beeld, maar die mens gemaak na die, sê, 'n proses, sê 'n lewenswandel, sê iets wat ons moet verstaan as die beeld en die gelykenis. Hoor wat sê Jesus in vers 17. En Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Werk God tot vandag, nou toe op die Sondag, of het Jesus dit voor die 7de dag, het Jesus dit hier vir sy disippels gesê, my Vader werk tot nou toe. Is daai werk tot nou toe, tot vanoggend hier waar ons sit tot nou toe, of was daai werk waar Jesus vir hulle gesê het, voor die 7de dag, voordat dit volbring was, tot nou toe. Is belangrik dat jy dit sien as jy wil uitkom by volbring. Ons moet die Bybel begin lees in tydlyn en konteks. Kyk nou wat sê Johannes 17. Dit was Jesus se laaste gebed voordat Jesus gekruisig was. Kyk nou wat sê Johannes 17 vers 4. Hy sê vir sy Vader, hy sê vir God, hy sê, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek kom volbring. Met ander woorde, kyk op die bord. Voor dit sê hy vir hulle, my Vader werk tot nou toe. Na dit sê hy vir hulle, Vader, ek het u kom verheerlik op die aarde, en ek het nou gekom om u werk te kom volbring. Kyk wat sê in vers 5. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Met ander woorde, voor die grondlegging van die wêreld. Daai heerlikheid, verheerlik my nou met dit, wat ek eintlik eers was, wat ek alreeds was, voordat ons beginne werk het. Kan almal dit insien? Met ander woorde, in Johannes 4 en Johannes 5, het hy en die Vader gewerk. In Johannes 17 sê hy, Vader, ek het nou gekom, om die werk te kom volbring. Ek het nou gekom, om u te kom verheerlik op die aarde. Nou moet ons uitvind, waar was dit dan, wat hy die werk kon volbring het, want hulle het gewerk tot op die 7de dag, en toe sy werk voltooi. Met ander woord, die volbring van die werk was gewees op die 7de dag. Maar wanneer is dan die 7de dag? Want die 7de dag het nie 'n aand en 'n môre nie. Wat beteken dit vir ons? Kyk nou wat sê Johannes 19. Dis die Here. Dis hoekom ons sukkel. Dis hoekom ons sit met eindtyd goed. Ek hoor die ouens sê, ons leef in die laaste dae. Dis hoekom het lyk soos dit lyk. Ons is in die laaste dae, dit is die einde. Jy praat strooi. Ons gaan nou uitvind, wanneer was die werk voltooi, wanneer was die werk volbring, want dit was op die 7de dag. Wanneer was dan die 7de dag? Want na die 7de dag was daar nie weer dag nie, daar was net ewigheid. Kyk wat Johannes 19:30. Toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Van dag 1 tot dag 6 het hy gewerk. Alles gemaak en geskape. Alles was baie goed. Tot op die 7de dag het hy gewerk en toe rus hy. Jesus sê, ek het gekom om my Vader se werk te volbring. Ek kan my Vader werk tot nou toe. Hy tot nou toe is nie tot nou toe. Hy tot nou toe was, toe hy met hulle praat voor die kruis. Nou sê die woord, en toe Jesus die asyn neem, sê hy, dit is volbring. Toe blaas hy sy asem uit, toe sterf hy. Toe hy op die kruis sê, dit is volbring. Toe verklaar hy, dit is die 7de dag, die werk word nou voltooi, en na dit
is daar een dimensie wat oorbly as ewigheid as 'n plek van rus. So wat en waar was die 7de dag? Waar hy sy werk voltooi het op hierdie dag. Dit was gewees die kruis en die opstanding. Sê gou vir my, na die opstanding is ons veronderstel nog om te werk vir iets, om iets te word, of is dit volbring, en ons kan nou leef uit 'n dimensie, as nie geskape, as nie gemaak, uit ewigheid, uit God gebore, as geen siekte, geen sonde, geen dood. So wat en waar was die 7de dag? Toe hy uitroep, dit is volbring, want God die Vader het gewerk tot op die 7de dag. Dan word sy werk voltooi. Hoe is die werk voltooi? Die Seun, Jesus Christus, het dit kom volbring. En van hiervan af, rus God. Wat beteken dit? Dit beteken, God gaan nie jou siekte vir jou genees nie. God gaan nie daai oorlog stop nie. God gaan nie dinge vir jou doen nie. Hy het dit klaar gedoen. Hy rus in die oortuiging wie en wat jy is, omdat hy jou sien soos hy hom sien, want jy is nou die verantwoordelike om dit te doen, as om te leef uit dimensie. Dit is volbring. En as jy kom met 'n eindtyd, en ons leef van die laaste dae, of hy gaan jou kom haal met die dood, of dis iewers in die hemel, het jy nog nie uitgekom by wat dit beteken, dit is volbring nie. Dis hoekom het lyk, soos wat dit lyk. Dis hoekom in Johannes 11, toe Martha sê, ek weet u sal my broer opwek in die laaste dag. Waar was die laaste dag? Die laaste dag was nie 'n kalenderdag nie. Dis hoekom jy kan sy koms soos 'n eindtyd ou nie uitwerk met 'n datum 15 September nie. Want dis nie 'n datum nie, dis 'n dimensie, dis net lig, dis net ewigheid, dis net lewe, dis net liefde, dis net vrede. Hy noem dit die koninkryk. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos dit in die hemel is, so op die aarde. En waar is dit op die aarde? Daarom kan dit nie kom met sigbare tekens nie. Dit kan nie kom met 5 September datum nie. Dit wag vir 'n mens om hom te openbaar as 'n dimensie, vir my en vir jou ook as 'n plek van woe, as jy dit weet, my vriend en my vriendin, as jy hier leef, gaan terug Genesis 2 toe. Ons grootste probleem is, die tydlyne is uit, en die konteks is uit, en ons leef goed, wat eintlik nie meer bestaan nie, maar ons leef 'n illusie. Ons leef 'n illusie. Ons leef 'n illusie wat vir ons bestaan. Hoor julle wat ek vanoggend vir hierdie bediening kom sê? Mense, ons besit oor die vermoë om 'n dimensie te leef wat die mensdom nog nie gesien het nie. Dis hoekom Jesus gesê het, julle sal dieselfde werke doen as ek en groter. Ek wil my tyd vat met hierdie reeks. Genesis 2 vers 1. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi. Hoe het God op die 7de dag sy werk voltooi? Sy seun Jesus Christus het kom uitroep, dit is volbring.
toe het God op die 7de dag sy werk voltooi. Nou as Jesus op die kruis uitgeroep het, dit is volbring, die werk is volbring, waar en wat was dan die 7de dag? Die kruisdood en die opstanding. En God het op die 7de dag sy werk voltooi. Sê gou vir my, moet God sy werk voltooi, of het God sy werk dan voltooi? Sê vir my, hoe het God sy werk voltooi? Trek jou veiligheidsgordel vas vir volgende week. Hoe het God sy werk voltooi? Hy het sy werk voltooi as alles is, sê saam met my, alles is baie goed. Waar ons vandag leef, as dinge in jou lewe nie baie goed is nie, is dit omdat jy nog 'n illusie leef, as nie, dit is volbring, baie goed nie. Onkunde. Ek gaan radikaal wees en ek gaan nie doekies omdraai nie. Want naas dit as volbring 7de dag, al krag wat hier is, al krag wat hier is wie en wat hy is, as alles is baie goed. En alles buite hierdie raamwerk is 'n illusie wat die mens, wat jy self krag gee as 'n bewustheid, en jy beleef iets in die liggaam, in die tempel, wat nie God is nie. Want God werk nie, hy rus. Jessie Here, mag hulle dit sien vanoggend. Die koninkryk op die aarde is net vrede. Romeine 14:17. Geregtigheid en blydskap. Matteus 6:33 sê hy, soek eers die vrede. Soek die geregtigheid, soek die blydskap, en dis alles in die gees, en dan sal die res vir jou gegee word. En die res wat vir jou gegee word is net baie goed. En as in jou lewe iets is wat nie baie goed is nie, is dit nie God nie, is dit ek en jy wat uit onkunde 'n leuen, 'n illusie leef, want alles wat ek en jy leef, alles wat in jou lewe gebeur, is as gevolg van 'n vrug met 'n saad wat net jy geplant het. Net jy kon dit krag gee, niemand anders kan nie. Halleluja. Jessie Here, dis fantasties. Hoekom val die mense, hoekom val ons wêreld uitmekaar uit? Want ons besef nie, ons weet nie, dit was as 'n 7de dag volbring, voltooi. Ons is veronderstel om 'n dimensie te leef as 'n plek van rus. Rus beteken hemel op aarde, uit ewigheid, alles baie goed. Maar ons leef 'n droombeeld. Ons steur en ons hardloop agter al wat 'n kansel is aan. En ons glo alles wat manne en vroue sê. Dis hoe ek vir jou reguit sê, moenie glo wat ek sê nie. Gaan ondersoek dit self. Halleluja. Hy het gewerk tot op die 7de dag. Wie het sy werk voltooi? Wie het dit volbring? Jesus Christus toe op die kruis uitroep, dis volbring. So waar was die 7de dag? Toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe is die werk voltooi. En van daarvan af, rus God van sy werk. Want dis volgens God, want volgens God is dit nou hemel op aarde. En hy het die dag geseën en dit geheilig. Ek wil die ding nie te groot maak nie. 7de dag, die kruisiging en opstanding, as alles volbring, en die geboorte van die ware, as opgewek. Met ander woorde, ons leef uit dimensie, uit God, ons leef eintlik uit ewigheid. Sê vir my, watter reg het enige aardse struktuur, of enige mens, of enige wat, om inspraak in jou lewe te hê? Kan ek jou sê, watter reg? Die reg wat jy omgee. Die reg wat jy siekte gee. Die reg wat jy sonde gee. Die reg wat jy dood gee. God kan vir jou niks doen nie, God rus. So waar lê jou oorwinning? Waar lê jou genesing? Waar lê jou oorvloed? Om ook te rus, as 'n oortuiging, as 'n bewustheid, en volgende Sondag gaan ek jou wys hoe. Kyk gou weer wat sê Johannes 17 vers 5. Ek gou vir jou dit wys. Johannes 17 vers 5. Ontvang ons iets, kan ons dit sien? Is dit nie fantasties hier? Johannes 17 vers 5. So, wat was die 7de dag waarop sy werk voltooi het? Waar het sy werk voltooi? Toe Jesus op die kruis uitroep, dit is volbring.
En toe rus hy. Wat beteken dit vir my en vir jou? Kyk wat sê Johannes 17 vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Hoe het die Vader hom toe verheerlik? Na die werk volbring is, die kruisdood. Luister mooi, deur hom uit die dode op te wek as gebore, nou nie meer geskape of gemaak nie, maar die ware as uit God, as uit ewigheid, met geen, dit was aand of was môre, nie nog 'n dag nie, maar ewigheid. Daar's geen tyd, daar's geen dag, daar's geen nag nie, daar's geen 8ste dag nie, maar die begin is die ware, uit die dode. Kyk wat sê Romeine 6. Kyk wat sê Romeine 6. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, ons almal in sy dood gedoop is nie? Wie is almal in sy dood gedoop? Ons almal. Hoekom is ons almal in sy dood gedoop? Kan ek radikaal wees? Toe ons almal in sy dood gedoop is, toe word ons almal gedoop en die werke is voltooi, dis volbring. Van nou af is dit 'n dag van rus. En kyk hoe die Vader hom kom verheerlik en hoe die Vader vir my en vir jou ook kom verheerlik. Want ons is van mening toe een gesterf het almal gesterf. Met ander woorde, my vriend en my vriendin, ek en jy was hier deel. Ek en jy was hier deel van dit, toe hy sy werk voltooi. Ek en jy is deel van dit, hier is my en jou werke ook voltooi. Wat beteken dit? My werke om te probeer regverdig wees. My werke om te probeer heilig wees. My werke om te probeer wees soos wat hy is voltooi. Daar's 'n dimensie, 'n plek van rus waaruit ek en jy kan leef. Dis volbring. Ons leef uit die oorvloed wat God vir ons voorberei het. Dit is volbring en nou geniet ek net die vrug van die res van my lewe op die aarde vir ewig. En alles is baie goed. As dit nie so is nie, is daar 'n ander krag wat inspraak het, en jy alleen is die verantwoordelike. Nie God nie. Wow, ek sê vir julle, as jy weet wie jy is en jy sit jou hand op iets, moet dit reageer. Onthou jy tot jy vertel het, jy keelseer, en jou bankbestuurder bel jou en sê vir jou, jy het R1 miljoen gewen. Sê vir my, toe jy hoor, jy het R1 miljoen gewen, het jy toe nog keelseer? Is dieselfde, presies dieselfde. Hoe het die Vader hom toe verheerlik, want ek en jy was ingesluit. Kyk wat sê Romeine 6, vers 4, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, luister mooi, deur die heerlikheid van die Vader, ons nou so in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde mense, die 7de dag, die voltooi van die werk, was die uitroep op 'n vloekhout, dis volbring, en die 3de dag toe hy hom en ons almal as uit die dode opwek, toe word jy opgewek in hierdie plek, hierdie dimensie van net rus, alles net baie goed, uit 'n plek van uit ewigheid, as uit hom gebore, die ware. En dit was gewees deur die heerlikheid van die Vader. Nie meer geskape nie, nie meer gemaak nie, gebore, die ware. En hierdie nuwe lewende weg, hierdie nuwe lewe is 'n dimensie, is 'n plek van net baie goed, is 'n dimensie, is 'n plek van, nou rus ek ook van my pogings, ek rus ook van my vermoë, ek rus ook van my werke, en ek geniet die voordeel van alles, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Ek leef die vrug. Jesus, en dit is fantasties. En dit is fantasties. En niks en niemand kan iets aan my doen nie, behalwe dit wat ek as 'n illusie krag gee, omdat ek nie weet wie ek is nie, as dit is volbring. Ek lê nog net 'n fondasie om te verduidelik wat beteken volbring. Sê saam met my Hebreërs 4. Kyk nou wat sê Hebreërs 4. Hebreërs 4 vers 1. Hebreërs 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie.
Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, aan die Jode, maar die woord, luister mooi, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Met ander woorde, die Jode kon nie in die rus ingaan nie. Dis hoekom hulle in die woestyn gesterf het. Dis hoekom hulle vir 40 jaar in die woestyn geleef het, terwyl hulle 10 dae moes gevat het om die beloofde land in te gaan. Omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren, die vertalings het gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Ek wil gou regstelling bring. Vers 3 sê, daarom het ek in my toren gesweer. Sê vir my, hoekom sal God in sy toren sweer, as God nie kan wag dat jy moet leef uit dimensieplek van rus nie? Hy woordjie toren, as jy gaan kyk in Grieks, dit beteken orgai. Dis 'n Griekse woord orgai. Dit beteken om uiting te gee aan jou emosie as 'n begeerte. Die Afrikaanse woord is orgasme. Met ander woorde, toe hierdie Jode ongehoorsaam is, ek en jy wat vanoggend in die bediening sit, wat nie geloof by die woord sit, wat nie leef uit dimensie waarheid, uit ons vryheid nie, God raak opgewonde. God sê, Jessie, hoekom wil hulle nie hoor nie? Hoekom suffer hulle? Hoekom sukkel hulle? Hoekom word hulle ouer? Hoekom sukkel hulle met skete? Hoekom sukkel hulle met dit as hulle kan leef uit dimensie, dis volbring ewigheid? Hoekom kan hulle nie vat wat ek vir hulle gegee het? Ek kan verder vir hulle niks doen nie. Hulle moet die vrug leef. Selfe effek. Dis hoe God oor my en jou voel. Halleluja. Vers 4, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van sy werke gerus. Ek soek jou aandag. Waar het God van die 7de dag gespreek? Waar het God op die 7de dag van sy werke gerus? Want dit is na die tyd. Ek kan net so wil dit vandag sê, want ek so kyk om my, is ons as die kerk ver van waarheid af. Ver. En nou weer hier, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Hoekom gaan hulle nie? Hoekom gaan die mense nie eens rus in nie? Ongehoorsaamheid, omdat ons nie weet wie ons is nie, omdat ons nie die waarheid ken nie, want dis nie die ken van die waarheid wat jou vryheid vir jou bring. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Luister kerk, ek sê vir jou, God sê, vandag kan jy dit ingaan. Vandag kan jy dit ingaan. Daar bly dus 'n Sabbatrus oor vir die volk, vir die seuns van God, want wie in sy rus ingaan, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Waar het die dimensie rus begin, as ewigheid, as volbring, as uit God, die opstanding? Sê 'n nuwe lewe. Sê dis 'n nuwe mens. Sê alles het nuut geword. Nou gaan ek vir jou vertel, wat beteken dit? Dit is volbring. So wat was die dit is volbring? Die dit was al die werke. Die dit was al die werke wat jy probeer in jou vermoë om heilig te wees. Wat jy probeer in jou vermoë om op te hou met iets. Dit was alles ingesluit. Volbring beteken om die einddoel te bereik, te voltooi as kompleet, as dit is die oorspronklike plan, die ware, om dit deur te voer, dit te volmaak, om alles uit te voer as afgehandel, tot die oorsprong as perfek. Die laaste optrede as 'n proses as volmaak, op die kruis hou dit is volbring. Om 'n einde aan te bring, om 'n einde te bring aan sonde, aan siekte, aan dood. Alles is afgehandel as die volheid van tyd. Ek gaan quoteer om tyd te spaar. Ons as die mens is lief om Prediker 3 vers 1 en 2 aan te haal. Rudy, die Bybel sê daar is 'n tyd om gebore te word. Rudy, daar's 'n tyd om te sterf. Rudy, die Bybel sê daar is 'n tyd. Sê voor die 7de dag, voor die dag as werke volbring, want toe hy hier uitroep, dis volbring, was dit hier, kyk wat sê Efesiërs 1. Ek gaan 'n bietjie tyd spaar en quoteer ek hier goed sommer vir julle. Kyk wat sê Efesiërs 1. Kyk wat sê Efesiërs 1.
Rudy Prediker sê, daar is 'n tyd om te sterf. Sê, ja, daar was 'n tyd. Sê 6de dag. Kan ek vir jou vra, leef jy die 6de dag of leef jy die 7de dag? Wat 'n dag leef ons? Maar eintlik leef ons nie meer 'n dag 7de nie. Ons leef die mens die ewigheid as opgewek verheerlik. Want dit is volbring. Sê Rudy, daar is 'n tyd om gebore te word. Rudy, die Bybel sê, Prediker 3 sê, daar is 'n tyd om gebore te word. Sê saam met my ja. Sê maar, op die 7de dag, het hy die werk voltooi. Het hy alles, het hy dae en tye en maande en eindtye en wat ook al gevat as die volheid van tyd, als geplaas in Christus. In Christus het alles nuut geword as die begin van die ware. Daarom was daar nie 'n 7de dag en dit was aand en dit was môre nie. Met ander woorde, ek en jy leef eintlik uit ewigheid. Sê vir my as jy dit verstaan en dis jou realiteit, wat is jou bestemming dan? Wat is die lengte van jou lewe dan? Sê ewige lewe. Dis hoekom Johannes 17 vers 2 sê, God het hom alle mag gegee. God het hom hier kom alle mag gee oor alle vlees, om aan alle vlees ewige lewe te gee. As jy gedink het ewige lewe beteken, jy moet doodgaan en hemel toe gaan, het jy het gemis. Hoor julle wat ek sê vanoggend? Efesiërs 1 vers 9, dit aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy homself voorgenem het, om die volheid van tye te reël, met die doel om alle dinge, wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Met ander woorde, as ek en jy nog sê, Rudy, Prediker sê, daar's 'n dag om gebore te word, daar's 'n dag om te sterf, dat jy nog nie uitgekom by, dit is, dis waar vir jou, dan leef jy nie God se wil vir jou as net God as enigste krag uit 'n dimensie van volheid nie, dan leef jy 'n illusie en jy dra die vrug van die dood want jy gee dit krag. Hoe belangrik is dit wat ek vanoggend vir jou bring? Hoe belangrik is dit vanoggend? Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, in Christus het alles nuut geword. Hoe nuut het alles geword? So nuut soos wat dit was voor hierdie begin as ewigheid. En dit alles was uit God. God het die mens met hom kom versoen, want God se opinie van die mens het nog nooit verander nie. Dit was die mens wat 'n verwronge bewustheid, 'n verwronge identiteit geleef het. En ek is jammer om te sê, dis tot vandag toe so. Met ander woorde, toe hy uitroep, dis volbring, toe hy selfs ons verwronge bewuste identiteit wat ons gedink het ons is, vir ons kom volbring. Daarom het ons ontvang, daarom het ons almal die denke van Christus, om te dink soos hy dink. Maar ons is so vol van onsself. Ons is so vol van onsself. Ag, wie is hy? Wie is hy dat ek nou na hom moet luister? Met ander woorde, hy tyd kom volbring. Hy dae en maande en jare. Paulus sê, hoekom is jy nou alweer by die eerste beginsels? Dae en maande en jare en sondae, party is dit Saterdag, party is dit vir 'n Sondag, my vriend en my vriendin, as jy uitgekom het by die waarheid, is daar nie meer vir jou 'n dag nie, jy leef dimensie voluit as ewigheid. Hoekom hy steur in al die snert en strooi en nonsens van kerktuurlikheid, wat pas op my woorde, kerktuurlikheid, klink dit oké, dit klink nie oké nie. En dogma en nonsens, ons hou ons so besig met nonsens. Dogma. Met ander woorde, dit is volbring. Dae, maande, jare, datums. Nuwe maande, volmaan, bloedmaan. Die 13 is die einde. Ek lag vir jou, man. Ons leef dimensie begin as ewigheid, as baie goed. Dit hang van ons af. Wat het hy nog volbring? Hy die wet, psalms en profete kon volbring. Alles wat die wet, die psalms en die profete oor hom getuig en verklaar het, is volbring. Kyk wat sê Lukas 24. Kom ons lees dit maar. Ek vertel jou alles wat volbring is. Behalwe as jy nog 'n illusie leef.
Vers 44, Lukas 24:44. Yes, ek het 'n verskeidenheid, ek kan koue koffie, yskoffie drink, of ek kan 'n koeldrankie drink. Ek gaan 'n slukkie koffie eers vat. Sê vir my, ontvang jy iets? Ek het dit nie as jy ingebring nie. Deur sy wonde is jy genees. Hy het jou dood namens jou gesmaak. Hy het sonde geword, so jy geregtigheid word. Sê vir my, is in jou liggaam volgens God siekte, sonde, dood? Behalwe as ek en jy die vrug dra om in ons het krag gee. Jammer as ek nie eerlik is vanoggend. Hoe gaan ek gesond raak? Hoe gaan ek vrykom? Hoe gaan ek bly lewe? Hoe gaan ek in die dode lewend word? Hoe gaan ek loskom van dinge wat my boelie? Een ding. Jy sal die waarheid ken. En die ken van die waarheid bring jou vryheid. Behalwe as jy probeer in jou vermoë. En volgende Sondag mag jy nie mis nie, want ek gaan vir jou wys hoe leef ek hierso. Is jy reg? Is jy okay? Hy sit in slaap. Johnny, jy moet check, hy moet sit in slaap daar hoor. Kyk gou hoe het hy die wet, psalms en profete kom volbring. Lukas 24, dis hoekom, kyk op die bord. Hierso het God net seuns. Erfgename. Wat hom geërf het as mede-erfgename, as jy my gesien het jy vir Christus gesien. Lukas 24:44, hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, die profete en psalms, vervul moet word, toe open julle verstand, om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, soos het geskrywe, en so moes die Christus ly, en die derde dag, uit die dode, opstaan. Met ander woorde, die wet, psalms en profete is volbring. Tye, maande, datums, wat ook al is volbring. Wat is nog volbring? Alles wat geskape is, kyk op die bord, alles wat geskape was, alles wat gemaak was, is volbring. Kyk hoe wat sê Hebreërs 12. Kyk hoe wat sê Hebreërs 12. Kyk hoe wat sê Hebreërs 12. Jesusie, as jy dit snap. Ja, ek gaan aan. Jy moet maar inval, Richard, sorry. Kyk hoe wat sê Hebreërs 12. Alles wat wankelbaar is. Met ander woorde, alles in jou lewe wat wankelbaar is, wat sterflik is, wat geskape is as uit stof, as uit 'n menslike orde, het hy kom volbring. Al wat in jou is die genuine, die ware. Hoekom beleef ons dit nie? Want ons leef 'n illusie, want ons weet nie wat beteken volbring nie. Wat sê Hebreërs 12? Vers 27. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Wat is onwankelbare? Sê die gebore, sê die ware uit ewigheid. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien, met eerbied en met vrees. Waar het hy die onwankelbare gebring? Waar het hy 'n onwankelbare skepping, 'n onwankelbare aarde, alles gebring? Want in die begin het een nuwe mens, een ou mens het alles vervloek, maar een nuwe mens met volbring, as die opstanding het alles kom bring, as die ware. Met ander woorde, as God na die skepping kyk, as God na alles kyk, sê vir my, hoekom is daar storms? Hoekom lyk dit soos dit lyk? Hoekom is alles nie baie goed nie? Die mens is die oorsaak, maar die mens is nie besig met waarheid nie. Toe hy op die kruis uitroep, dis volbring, as 7de dag het God gerus van sy werke. Toe is die wankelbare, die geskape dinge hier gebore as die ware. Maar alles wag vir ons. Daarom kyk wat sê Kolossense 1:15 gou. Ek raak nou 'n bietjie haastig, want die tyd raak min, sien ek. Richard wys vir my tekens hier van die kante van, dis nie kom kerk toe nie. Kyk wat sê Kolossense 1:15. Vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God. Hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Ek soek almal se aandag. Toe hy as die hoof en ons as die liggaam gebore word, as opgewek, toe staan saam met ons op, die ware, die nuwe skepping, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Met ander woorde, die storms en goed, is dinge wat manifesteer, omdat die mensdom, omdat dit 'n eindtyd prediking, dit krag gee, as 'n geskape ding, wat eintlik nie meer bestaan nie. Ons leef 'n illusie. Dit is volbring, tyd, dae, maande. Dit is volbring, die wet, die psalms, die profete. Dit is volbring, alles wat geskape, gemaak is. Alles het nuut geword. Ons leef uit dimensie ewigheid. God het net seuns, erfgename. Alles het nuut geword, 'n nuwe skepping, alles wag.
Vir 2026 jaar wag die skepping, die kameeldoringbome weet meer as wat ons as die kerk partykeer weet. Alles wag vir die manifestasie van die nuwe, want alles sal wees baie goed. As ek te opgewonde. Kom ons gee die Here eers 'n lekker lofoffer vir dit. Daarom sê vers 18, Kolossense 1 vers 18, hy is die hoof van die liggaam, die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgebore uit die dode, sodat hy alles eerste kan wees. Kyk op die bord, toe hy uit die dode opgewek word, toe hy gebore word, toe die kop uitkom. Ek is jammer dat jy kom die liggaam ook uit. Wie is die liggaam? Hier sit hulle. Alles wag vir jou. Daar is al vir 2026 jaar 'n nuwe skepping. Gebore, die ware. Maar ons profeteer, 23 September is dit die einde, dan kom haal hy ons met 'n wolk, my vriend en my vriendin. Jy gaan nie na my toe kom met jou drama en jou trame en jou strooi nie. Ek sê maar strooi vanoggend. Ek wil 'n ander woord gebruik, maar ek wil lig deurkom. Daarom, kyk wat sê Romeine 8 oor dit. Kyk wat sê Romeine 8 oor dit. Vers 19. Met ander woorde, vir 2026 jaar gaan jy iets hoor wat wag vir jou. Romeine 8:19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbarmaking van die seuns van God, want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van Adam, wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid, waarin jy opgewek is deur die heerlikheid van die seuns van God, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baresnood is tot vandag toe, en nie alleen dit nie, maar onsself ook, wat die eersteling van die gees het, ons sug ook aan onsself in afwagting van die aanneming, die posisionering van seuns, naamlik die verlossing van ons liggaam. Sê vir my, toe jy saam opgewek word, moet jou liggaam verlos word, of is jou liggaam klaar verlos as verheerlik, want hy is die hoof, jy is die liggaam. As jy my liggaam sien, het jy vir Rudy gesien. As jy my liggaam sien, het jy vir Christus gesien. Ek is vlees van sy vlees, ek is been van sy been. Hoekom beleef ons dit in ons liggame nie? Hoekom sien ons dit nie? Ons leef 'n illusie. Ons leef iets wat nie meer bestaan nie. Want ons ken nie die waarheid nie. Ons weet nie wat is waarheid nie. So die skepping wag al vir 2026 jaar, die ware, die nuwe, om die vryheid te geniet van seuns, as die verheerliking van 'n liggaam, as die verlossing van 'n liggaam. Nou as jy met baie godsdienstiges praat, sê hulle die verlossing van 'n liggaam beteken, jy moet hom begrawe, uitkeer terug na stof, en dan gaan jy na God toe. As dit waar is, dan is ek verskriklik jammer om vir Jesus te sê, Jesus, ek is jammer, jy het jou tyd kom mors. Wat is die verlossing van jou liggaam? Wat beteken dit waarvoor alles wag? Kyk wat sê Romeine 8:29. Vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, sê vir my, die wat hy van tevore geken het, sê vir my, is dit waar, hy ken jou al voordat jy gevorm was in jou moederskoot, so van wie praat hy nou eintlik? Van jou. Wat hy van tevore verordineer het, wat beteken verordineer? Hy het voor die tyd dit reeds besluit. Wanneer het jy dit klaar besluit? Wanneer het jy besluit? Voor hierdie begin. En die besluit voor hierdie begin, die manifestasie van daai begin as ware, is hierdie begin. Kan almal dit sien? Sê vir my, is almal op datum? Kan almal dit sien? Wat was die 7de dag? Wat het die werk voltooi en van waar af rus ons, as die opstanding, die verheerliking? Nou sê hy, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Met ander woorde, Paulus sê, hy is die eerstgeborene van wat? Die eerstgeborene uit die dode van baie broeders. En nou moet ons gelykvormig word aan sy beeld. Wat is die gelykvormig word aan sy beeld? Die Christusbeeld, waar het hy dit gedemonstreer? Lukas 24 vers 29-30, toe hy vir hulle sê, kom vat aan my. Ek is nie 'n gees nie, ek is vlees en been. Met ander woorde, wat is die verlossing van jou liggaam? Die verlossing van jou liggaam is die verheerliking van jou liggaam, wat jy alreeds was, soos God jou gesien het voor die grondlegging van die wêreld. Daarom moes hy sy werk kon volbring. Als wat God kon werk in jou, om jou perfek volkome heilig te kry, is volbring. So as God na jou kyk, sien God jou perfek volkome heilig. Die vraag is, hoe sien jy jou?
Kyk wat sê vers 30. En die wat hy van tevore verordineer het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy geregverdig. En die wat hy geregverdig het, het hy verheerlik. Sê vir my, het God net vir my geroep? Vir wie het God almal geroep? Wie het God geroep? Vir wie het God geroep? Vir wie het God verheerlik? Vir wie het God verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun as opgewek verheerlik? Kom ons vind gou uit. Kyk wat sê 2 Timoteus 1. Kom ons vind gou uit kerk. Kom ons vind gou uit. Kan ek vir ietsie sê? 2 Timoteus 1 vers 9, kyk van wanneer af was ons gered en geroep, en wie is almal gered en geroep? Onthou hoe ek begin. Wat ons gered en geroep het met die heilige roeping, nie volgens ons werke nie, volgens sy eie voorneme en genade, luister mooi, wat ons van ewigheid af aan Christus geskenk is. Met ander woorde, hy het vir jou alles kom doen, al waarvoor hy wag is, jy moet net verlig, die liggie moet net vir jou aangesit word, dat jy het self kan sien. Wat het hy kom doen? Wat het hy hier kom doen as werk voltooi? Vers 10, maar wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, waar die dood tot niet gemaak het. Sê vir my, het hy 'n gedeelte van die dood tot niet gemaak, of het hy die dood in sy totaliteit tot niet gemaak? Hoekom is daar nog dood? Die mens leef 'n illusie, want die mens gee hom die krag. En hy kom lewe, en onverderflikheid aan die lig gebring, onverganklikheid, deur die evangelie. Kan ek maar vra onder watter evangelie sit jy? Sê saam met my die evangelie. So wat het hy nog kom volbring? So hy die dood kon volbring, hy die wet en psalms en profete kon volbring, hy het 'n verswakte, sieklike, doodgaande liggaam volbring, hier's 'n nuwe, hy het 'n nuwe skepping gebring, die geskape dinge wat gemaak was, is alles verander, maar hy wag vir ons, en ons wag vir hom. Wat is nog volbring? Alles wat dood was, as gevolg van 'n mens, wat die dood ingebring het, het hy kom lewend maak, want in hierdie nuwe lewe as opgewek, uit hom as ewigheid is daar geen dood. Daarom sê 1 Korintiërs 15:22, almal wat in Adam gesterf het, kyk op die bord, almal wat in Adam gesterf het, is almal hier lewend gemaak, in Christus. So jou geliefde is nie dood nie, jou geliefde is lewend. Johannes 8:51 sê vir hulle, hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nou my woord bewaar, sal julle die dood in der ewigheid nie sien nie. Sê vir my, 1 Petrus 1:23 sê, ons is wedergebore uit onverganklike woordsaad. Sê vir my, hulle moes die woord bewaar, dan sal die dood nie sien nie. Ek en jy wat gebore is uit die woordsaad, en met die vrug in ons manifesteer, is ons veronderstel om die dood te sien dan? Ek vra, as ons veronderstel om die dood te sien. Hoekom sien ons die dood? Ons het nog nie uitgekom by wat het hy nog kom red? Wat het hy nog kom volbring? Kyk wat is Lukas 19. Kyk wat is Lukas 19:10. Wat het hy nog kom doen as volbring? Lukas 19:10. Dan gaan ek 'n radikale stelling sê. Maak. Lukas 19:10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Luister mooi, hy het nie kom soek wie verlore was nie, hy het kom soek wat verlore was. Wat was verlore? Die verwronge identiteit, bewustheid van 'n mens. Daarom het hy die werk volbring. Hy het die werk kon voltooi op die 7de dag, op 'n plek, Golgotha, wat genoem word, hoofskeel. As ek dit goed sê, ek het vir jou 'n preek maak. Sê vir my, kan ek nou baie radikale stelling maak? Sê vir my, word jy gered toe jy jou hart vir hom gee, of was jy alreeds gered voor die grondlegging van die wêreld? So met ander woorde, voordat jy gedink het om met die kerk preek, jy's verlore. Voordat jy gedink het jy was verlore in Adam, het God jou alreeds klaar gered in Christus. Gee hom 'n lof al wat hy verdien dit. Die probleem is, die lig moet vir jou aangesit word, want jy ken van die waarheid wat jou vryheid bring, my vriend en my vriendin. Hier's 'n grootte, sê saam met my, hier's 'n grootte. Kyk wat sê Romeine 3. Hier's 'n grootte. Hier's 'n grootte. Romeine 3:23. Want almal het gesondig, sê in Adam. Sê vir my, is jy in Adam of in Christus? So is hierdie skrif op jou van toepassing omdat jy gesondig het? Almal het gesondig in Adam, en dit het almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Sê maar in Christus is almal opgewek deur die heerlikheid
as die verheerliking op die nuwe weg, die nuwe lewe, so sê gou vir my, ontbreek dit jou dan nog aan die heerlikheid in Christus? Ek soek 'n hardop antwoord. Halleluja. Ek hoor hulle vandag. Almal het gesondig. Dit het almal ontbreek aan die heerlikheid. Sê ja. Sê maar sê vandag 1 tot dag 6. Sê maar op die 7de dag. Toe hy die werk volbring. Toe word almal nie net lewend gemaak in Christus nie. Toe word almal opgewek as verheerlik deur die verheerliking as Christus. So ontbreek dit jou. Die enigste rede hoekom dit jou ontbreek is omdat jy nie uit die denke van Christus redeneer nie, maar uit die 5-sintige wêreld nog leef uit onkunde. Sê daarom, kyk wat sê Hebreërs 2 geoor dit. Het ek vandag deurgekom, verstaan julle wat beteken volbring? En ek het geraak aan 'n paar goedjies. Daarom kyk wat sê Hebreërs 2 vers 10, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge is, deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wil bring, om die bewerking van 'n saligheid deur hulle te volmaak. Wat het hy kom doen? Vers 10 sê, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge is, deur wie alle dinge is, as hy baie kinders hemel toe wou vat. Wat staan in jou Bybel? As hy baie kinders na die heerlikheid wou bring. Wat was sy werk wat hy volbring het? Om almal te bring by 'n dimensie, by 'n plek van heerlikheid. Die verlossing van 'n liggaam. Die verheerliking van 'n vleesliggaam as die tempel, as die huis van God. Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 3 geoor dit. Ek is amper klaar. Hoe laat is dit? Sê vir my, hoe laat is dit? Hoe laat is dit? 11:32. Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 3:16. Weet julle dan nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Vers 17. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Dis nie God wat die tempel skend nie. Dis ek en jy self wat die tempel skend uit dogma, omdat ons nie met waarheid besig is nie. Hoe skend ons die tempel? Wie wil weet? As jy nie gaan glo en sien hoe God sien nie, want hy sê want die tempel van God is heilig. Wie is die tempel van God? Jy. En dis julle. Met ander woorde, as jy, nou moet jy mooi hoor, as jy na jou liggaam kyk en jy sien en jy's oortuig in jouself, jou liggaam is nie heilig nie, gee jy dit krag as 'n illusie wat jy nie is nie, en dit skend die tempel, die liggaam. En jy glo nie vir God nie. Jy glo nie. Dit is, daarom kyk wat sê Romeine 8 geoor dit. Gaan enetjie terug, Richard. Hoor julle iets? As julle moeg, staan 'n bietjie op. Beweeg 'n bietjie as jy moeg is. Ek bring klomp goed, want ek kan nie anders sê. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kyk op die bord. Jy sê, hier is 'n groot sleutel. Wie glo almal ons is hier? In Christus. Niet, heilig, onberisplik, sonder gebrek. Hier is geen veroordeling nie. Wat beteken veroordeling? Veroordeling beteken enige vorm van skuldig bevinding of straf. Met ander woorde, as God na ons kyk, sien God geen skuldig bevinding van straf, van sonde. God sien ons perfek, volkome. Maar as jy jouself nog sien, of as jy nog iemand anders sien, as nie baie goed nie, bring jy self die veroordeling en jy dra die vrug van die dood. Volgende week. Dan sê die Bybel, vir die wat nie na die vlees wandel, maar aan die gees, wat jy geweet, dis ingebring deur vertalers, dit was nie die oorspronklike nie. Trek dit dood. In Christus is daar geen veroordeling nie. Stoppunt. En as ek en jy gaan leef uit daai dimensie van plek van rus, dra ons vrug tot eer van God. Maar as ons gaan beginne as veroordeel, skuldig bevind,
dra ons vrug van die dood. So wie maak dan vir wie dood? Ons leef 'n illusie. Dan sê in vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was. Wat was vir die wet onmoontlik? Om 'n vleesliggaam lewend te maak, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en dit ter wille van sonde veroordeel in die vlees. Wat beteken dit? Dit beteken, jou liggaam is volgens God heilig. Daarom sien God jou as hierdie liggaam perfek, volkome heilig. Wat beteken heilig? Heilig beteken set apart. Jy's gevat, jy's geposisioneer, jy's perfek, jy's volkome. Nou hang dit van jou af as bewustheid, as identiteit, as realiteit. Ken jy die waarheid en jy geniet jou vryheid. Jy leef uit dimensie, plek van rus, ewigheid, as uit hom. As jy my sien, het jy hom gesien. Here, dis goed wat ons hier hoor in die kerkie. Hy gaan niks vir jou doen nie. Sy werk is voltooi. Hy rus. Maar nou kan ek en jy saam met hom rus, uit 'n dimensie, uit 'n plek. En ons kan geniet. Yes, en ek mag my hand opsteek. Ek verstaan, ek begin 'n deel van dit verstaan. Ek begin ietsie van dit verstaan. Al wat met jou moet gebeur is, en ek sluit af, Efesiërs 4:23. Al wat met jou moet gebeur is Efesiërs 4:23. Kom ek wys jou. Vers 23 sê, en dat julle vernuwe moet word, in die gees van julle gemoed. Vers 24 sê, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Jy's reeds beklee. Hoe word jy vernuwe in die gees van jou gemoed? Nou, jou gemoed, jou denke, jou bewustheid, het 'n gees, het 'n sekere beginsel van redeneer. Wat beteken dit om vernuwe te word in die gees van jou gemoed? Dit waarvan jy oortuig is, dit wat jou geloof is. Met ander woorde, ek gaan my gebruik. Hierdie liggaam is net baie goed. Hierdie liggaam is die liggaam van Christus. Ek is vlees van sy been. As ek so sê, dan beleef ek, Christus ek is Rudy. En daai oortuiging gee dit krag. Gee 35 triljoen selle krag. En daai krag in hierdie liggaam begin ek sien as energie, as lewe, as woema. En hoe meer ek dit sien, hoe meer glo ek. Hoe meer ek dit glo, hoe meer gee dit krag. Hoe meer ek krag gee, hoe meer sien ek dit. Die teenoorgestelde is ook waar. As jy nie weet wie jy is, weet jy, ek is 'n ou sondaar. As ons sterk is 70, weet jy wat? Dit gaan vir jou so wees. Want jou gees van jou gemoed, jou beginsel van jou denke as bewustheid, gee dit krag. En hoe meer jy dit krag gee, raai wat? Rudy, ek is nou 80, jy kan mos sien. Ja, ek kan dit sien. Waar kom dit vandaan? Jyself. Lig van die wêreldbediening. Ek het vandag vir jou iets kom deel van my lewe en my hart, waarvoor God my geroep het, as 'n klein seentjie. Hoor wat ek sê. Maar een ding kan ek sê, ek was op 'n tyd blind, maar nou kan ek sien. Amen. Kom ons gee hom 'n lekker lof offer vir dit.